Jamblikke visblikke 3x3. Ons is, weet julle wie. Mango, mango, fees op Perskus. Trek uit jou baadjie, jou baadjie, jou baadjie. We got the spirit, yes we do. En as jy in laerskool is, veral die graad 1 maatjies gaan vir jou sê, we've got the spirits, yes we do. Ons is die blauwes, en as jy nie kan hoor nie, dan skree ons bietjie harder. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand kykers. Baie welkom by Kom Speel Saam, episode 9. As jy daardie liedjies erken het, reken ek dat jy ook al op 'n paviljoen gesit of geskreeu het vir jou skool se atletiekspan. Ek was 'n hele paar jaar lank dirigent en glo vir my, dit is nie net die atlete wat in die son sweet nie. As kind wou ek graag so vinnig kon hardloop soos Yvette de Klerk. Ek wou hekkies gehardloop het soos Myrtle Botma en ek wou so graag ver gespring het soos Karen Botha. En kyk, die feit dat Karen se ma glo blykbaar my tannies se klavieronderwyseres in Carolina was vir my 'n absolute bonus, om nie te praat van die feit dat sy en Naas getrou het nie. Ek bedoel, meer ikonies kon jy nie gekry het nie. Maar helaas, ek het uithou vermoë, nie spoed nie. Ek het beslis nie hekkies gehardloop nie en my verspringloopbaan het nie veel verder na laerskool gevorder nie. Nie dat ek maar eerder 'n dirigent geword het. Atletiek op skolevlak is 'n besonderse sport en die eintlike kort tydjie van die jaar wat aan atletiek spandeer word, is gewoonlik vol sweet, lang ure by 'n byeenkoms, baie energiedrankies, hopeloos te veel pannekoek en natuurlik die liewe Hoëveldse donderstorms net voordat die aflosse moet begin. Deesdae is die amptelike atletiekseisoen vreeslik kort en daarom begin baie van die skole alreeds in die 4de kwartaal met hulle atletiek voorseisoen ter voorbereiding vir die amptelike byeenkomste wat dan vroeg in die 1ste kwartaal plaasvind. Hier in Pretoria word die skole in sogenaamde clusters verdeel. En ek praat nou spesifiek van die laerskole. Hierdie clusters en clusterbyeenkomste vervang basies die ou interlaar soos wat ons dit geken het. Dit is by hierdie verskillende clusterbyeenkomste waar die atlete dan nou meeding en dan gaan die top 2 atlete per item verder en hulle gaan neem dan deel aan die distriksbyeenkoms. So al die clusters stuur dan nou hulle top 2 atlete na die distriksbyeenkoms. Van daar af word die atlete dan nou verder uitgedun sodat hulle 'n span kan bymekaar maak vir die Tshwane kampioenskappe. In die res van Gauteng werk die verskillende distrikte ook so en op die ou end word die laaste atlete vanaf byvoorbeeld die Tshwane kampioenskappe en dan nou uit Johannesburg Suid, Ekurhuleni en al daardie verskillende dele van Gauteng word dan nou saamgevoeg om éventueel die Gauteng span te maak wat dan aan die Suid-Afrikaanse kampioenskappe gaan deelneem. Dit is dus 'n reuse prestasie om net tot by die Suid-Afrikaanse kampioenskappe te vorder, wat nog te sê van 'n podiumplek. Aangesien atletiek meestal 'n individuele sport is, verg dit ure se alleen oefen. En dit kan soms selfs eensaam wees. Dus die deursettingsvermoë en motivering van hierdie top presterende atlete is merkwaardig. Een ding wat ook onthou moet word, is dat dit nie altyd noodwendig saak maak in watter skool die atleet is nie. Baie van hierdie atlete wie se ouers dit kan bekostig, kry privaat afrigting en talent en uithou vermoë word tog ontwikkel en verder gekweek en baie kere het dit ook te doen met die atleet se ingesteldheid. Daarom, die spreekwoordelike gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees, voel ek kan in hierdie geval ook omgedraai word en ons kan sê dat 'n gesonde gees 'n gesonde liggaam huisves. Dit wat in jou kop aangaan het so baie te doen met dit wat jou lyf of jou liggaam dan behaal. En daar's nie verniet sportsielkundiges soos 'n Henning Gericke en 'n Janie Pieter wat werklik waar met hierdie atlete se koppe so te sê smokkel om hulle ingesteldheid positief te hou, veral na beserings
of na ander teleurstellings nie. Kom speel saam het die voorreg gehad om met 3 besonderse dogters van Laerskool Pretoria Oos te gesels. Al se ouers het daarom ingestem dat hulle op die program mag verskyn en al 3 hierdie dogters was die afgelope jaar by die Suid-Afrikaanse kampioenskappe. Hulle is nog net 12 jaar oud en het nog 'n hele jaar van laerskool atletiek voor hulle in 2026 voordat hulle hoërskool toe gaan. 'n Ander stukkie nuus of stukkie inligting wat julle net moet onthou om dit in perspektief te sit. Laerskool Pretoria Oos is een van die kleiner laerskole in Pretoria. Baie van die makro laerskole het 1000, 1000 plus, selfs 2000, 2500 leerders, waar Laerskool Pretoria Oos skaars 680 leerders het. So die feit dat hierdie 3 so ver gekom het, is werklik merkwaardig gewees. Hulle het al baie insig ook, julle sal ook hoor in die onderhoud wat nou gaan volg, hulle het al heelwat insig oor dit wat van hulle verwag word as hoogs presterende atlete. So kom ons hoor wat gesels hulle. Goeiemôre, baie welkom by Kom Speel Saam en vandag voer ons 'n onderhoud met 3 van Laerskool Pretoria Oos se top atlete. Ons het vir Elisabeth van Sail, ons het vir Nicola Botha en Carissa Erlang. Nou hierdie 3 dogters was hierdie jaar by die Suid-Afrikaanse kampioenskappe vir atletiek en daarom het ons gedink ons wil graag met hulle gesels oor hulle ervarings. Nou dogters, julle kan ontspan, dis regtig nie so erg nie. Ek weet julle kan lekker kakkel in die klas, so hierdie is net 'n lekker gesels. In die eerste plek, Elisabeth, Nicola, Carissa. Ons begin hier by Elisabeth en dan vertel jy ons net 'n bietjie meer oor die item waarin jy deelgeneem het by die ESOS hierdie jaar. Okay, so ek het by verspring deelgeneem by die ESOS en ek het 2de plek behaal. Dis baie goed, 2de in die land en sy is so beskeie. En het jy nie hoog gespring nie? Juffrou, ek het nie hierdie jaar hoog gespring nie, maar ek het laas jaar en eerste plek behaal. Ja, verlede jaar was sy onder 11 en toe het sy eerste plek in hoogspring behaal. So Elisabeth kan baie lekker spring, of dit nou ver is en of dit nou hoog is. Nicola, jou item? Ek is 'n sprinter. Ek het by die 150 meter deelgeneem en 'n algehele 7de plek. En sy is ook onder 12, so ons is baie opgewonde om te sien wat sy gaan doen. En Nicola se pa het 'n silwer medalje by die Stellenbosch-spele vir die 800 meter. So Nicola het lekker goeie gene, so ons is opgewonde oor haar toekoms. En dan het ons vir Carissa Erlang. Ek is 'n middelafstand atleet en ek het die 2de plek behaal in 1200 meter. En Carissa is ook onder 12, so volgende jaar is 'n groot jaar vir Laerskool Pretoria Oos. Nou, as julle 3 nou 'n bietjie mooi moet dink, wat is vir julle die moeilikste ding van atletiek? Juffrou, ek dink soos ek weet wat die spanning En die toewyding aan die oefeninge, party daar's nie lus is om te oefen nie, maar dan moet jy, maar dan is dit alles die moeite werd aan die einde as ons nou deelneem en dan agterkom dat soos as ek nou nie geoefen het nie, sou ek nie my prestasies behaal het nie. En dis wat my soos aanmoedig om aan te oefen. Ek sal dink die moeilikste is om as jy moet gaan oefen, baie keer druk jy coach kom jy moet druk en nie net agter wees om dieselfde, jy moet elke dag verbeter en dit is moeiliker om jy moet druk en net moet verbeter. Nou dat ek 'n bietjie langer gedink het, ek dink dalk vir my die moeilikste is net om aan daai sport deel te neem. Is dit dalk nie soos die coach of iets nie, maar die stres wat daarbey uitkom en ook net soos om beserings te kry, om baie versigtig te wees, want as jy besering kry, dan as jy uit vir die seisoen. Beserings is nou 'n ongelukkig deel van die lewe, so ek dink baie sportmense en vroue is baie bevoordeel as hulle nie besering kry op 'n baie kritieke tyd nie. Nou, dit is nou die moeilikste. Wat is vir julle die lekkerste van om 'n atleet te wees en aan atletiek deel te neem? Vir my is die lekkerste net om daar te wees en nuwe mense te ontmoet en net om te kyk waar ek sal uitkom, want jy weet nooit wat die toekoms vir jou lê nie. Ja, so dis net lekker om net deur te gaan en
So die hele ervaring. Ja. Nicola? Alhoewel ek net gesê dat die oefening die ergste is, maar is dit ook soos op dieselfde tyd die lekkerste, saam met die vriende, en as jy gedruk word, en dan die sukses wat jy behaal, soos na die oefeninge, dan weet jy het jou bes gedoen. En ja, en dit is op die ouene moeite werd, soos jy net nou ook gesê het. En Carissa, vir jou? Ek sou sê die lekkerste is om net deel te neem, om net daar te wees, om soos net deur te gaan, om Reg, julle ouens, nou julle is nog in die laerskool en julle het eintlik nog so basies 6 jaar van skool en dan lê die hele lewe voor julle. Nou, ek wil by julle hoor, het julle nog enige, wat is julle doelwitte? Wat se droom wil jy bereik in atletiek? Vir my is dit om, ek wil daarso by 18, 17, daarso wil my coach my begin dek, want daarso wil ek begin hoër hoogtes bereik en ek sal definitief na skool nog aan wil hou met atletiek, want dit is my passie op hierdie stadium en dit is net vir my verskriklik lekker by al die deelname en ek het 'n verskriklik goeie coach so dit help ook baie. Afrigter speel 'n groot rol in mense se lewe. En Nicola, jy? Graag het my pa ook na by die wêreldkampioenskappe deelneem en ook my tyd met my 200 meter en my 100 op die oomblik soos probeer verbeter en dan probeer ook om in die top 2 te wees by die klas om weer deur te gaan na die SA's toe want dit was 'n lekker ervaring vir my en ek hoop dat ek dit weer eendag kan ervaar. Reg, en Carissa, ek sal graag SA's toe wil gaan net om deur te wees of soos en ek sal probeer ook op klaster 1 of 2 te kom om net deur te gaan SA's toe want baie van die kinders gaan nie deur nie. En dit is baie moeilik. Ek hard elke liewe dag en ek wil myself net baie hard druk en ek weet ek kan weer gaan na SA's toe want ek oefen baie hard elke dag. Nou, julle baie sterk op julle toekoms. Geniet laerskool. Moet nou nie vergeet om dit te geniet ook nie. En ons hou julle dop en ons skryf julle name neer en eendag dan hoor ons van julle dop by julle spele. Ja, goed, baie dankie julle. Dankie. Soos ek gesê het, 3 dogters met groot drome en nog baie potensiaal en moontlikhede. Wanneer 'n mens dan 'n bietjie verder en dieper na atletiek kyk, is daar heelwat organisasie wat in 'n byeenkoms ingaan. Natuurlik ook hoe meer skole deelneem, hoe groter die organisasie. By 'n laerskool kluster byeenkoms kan daar maklik 9 tot 10 skole deelneem. 'n Standaard atletiekspan se grootte bestaan gewoonlik uit omtrent 165 atlete. So as ons nou die som gaan maak, 10 laerskole se atlete bymekaar bring basies vir jou 1650 atlete op die dag wat deelneem. Nogal skrikwekkend om so daaraan te dink. So die organiseerders van die skole staan saam om hierdie byeenkomste moontlik uit te maak. Ek dink natuurlik ook om 'n atletiekorganiseerder te wees is een van die ondankbaarste werke. Want kyk, jy hoor net van die persoon het verkeerd gemeet, die persoon het verkeerd tyd geneem, die persoon het nie die hoogspringlat gelyk gestel nie, of die hoogspringmat was nie reg geskuif gewees nie. Hulle hoor baie min dankies. Tog het ek met 'n atletiekorganiseerder gesels, en sy benadering was vir my baie interessant, en ons het ook met hom 'n onderhoud gevoer, en as julle luister tot aan die einde van die onderhoud, sal julle met my saamstem, dat sy motivering, wat hom dit laat aanhou doen, en wat vir hom dit die moeite werd maak, werklik waar noemenswaardig is. Kom ons luister wat gesels meneer Mario Lange van Laerskool Pretoria Oos. Nou, kom ons speel saam en ook 'n bietjie met 'n atletiekorganiseerder gaan gesels, want om laerskool atletiek te organiseer, is nie in enige man se speelmaat nie. So meneer Mario Lange van Laerskool Pretoria Oos, baie dankie dat jy vir ons afstaan. En ek gaan sommer dadelik met die deur in die huis val. Ek het nou genoem dat jy 'n atletiekorganiseerder is hier by Laerskool Pretoria Oos. Wat behels jou rol as organiseerder? As organiseerder moet 'n mens maar administratief maar baie sterk wees. Jy moet baie programme kan uitwerk vir verskillende byeenkomste. Jy moet jou atleet, jou spanne
soos 'n gewone rugby span, kyk jy na 24 spelers, waar 'n atletiekspan jy met 165 atlete werk. So jy werk met baie atlete, kyk dat hulle by jou komste reg is, hulle items by elke byeenkoms, baie byeenkomste vereis dat elke atleet net aan 3 items mag deelneem. So jy moet seker maak dat jou spanne 100% reg is, en dan natuurlik vervoer, busvervoer na die byeenkomste toe. Jy moet met ander organiseerders moet jy noue band vorm en maar saamwerk. Gaan nie altyd, dis nie altyd maklik nie, maar mens moet dit maar doen, daai goeie gees hou. En dan natuurlik jou eie tuisbyeenkomste, so die opstel van die veld, die programme opstel, vir elke personeel onder jou, moet jy maar hulle werking wat vir die dag uitdeel, en maar seker maak dat die dag vlot verloop. Goed, en dan ek hoor iets van, as dit 168 spanlede is, of 165 moet ek wil sê, dan behoort daar 'n paar uitdagings te wees. Wat ervaar jy is van jou grootste uitdagings as atletiek-organiseerder? Verseker is daar groot uitdagings, maar so, natuurlik, een van die grootste uitdagings is wanneer natuurlik beserings of siektes. Wanneer een atleet dan onttrek uit die span uit, maak is ook wat sy rede nie, weens siekte of besering, dan moet daai atleet se plek gevul word deur 'n ander atleet of die naasbeste atleet vir daai item. Met die gevolg is, soos wat ek nou gesê het, elke atleet mag net aan 3 items deelneem. So die gevolg is dit het so 'n groot ripple effek op baie ander atlete dat dit selfs tussen 10 tot 15 atlete kan beïnvloed as een atleet onttrek. En ek dink mense verstaan dit nie, maar dit is maar siektes en beserings wat die grootste uitdaging is van so 'n dag. Nou, uit ervaring weet ek ook, as die donderwolke so saampak, dan begin jou broek seker bietjie beheer. Ja, nee, dit is natuurlik, dit is baie werk wat in so 'n dag ingaan. Baie administrasie, ek dink die mense besef hoeveel werk voor die tyd daarin gaan in so 'n dag net. So baie mense, baie personeel doen maar die reëndons en ek verstaan, dit is harde werk. Personeel hou nie van atletiek nie, dis 'n baie kort tyd van die jaar as jy kyk na weke in die jaar, maar dit is 'n verskriklike lang dag. So ek voel baie jammer vir personeellede wat heeldag in die son moet staan, en ek kan verstaan, maar dit is maar, wanneer het begin reën, moet 'n mens maar die atlete se veiligheid eerste stel en hulle so gou as moontlik onder dak kry en dan van daar af moet jy maar dan 'n besluit maak of jy aangaan met die bijeenkoms of nie. Goed, en dan ons is byna klaar. Nou, jy vertel ons van die uitdagings en jy het baie gepraat oor die administrasie daar agter en die reëlings en siektes en beserings. Maar wat staan vir jou uit aan die einde van die dag as 'n hoogtepunt van atletiek te organiseer en betrokke te wees by atletiek? Maar dit is nog baie interessant. Ek wil baie graag vir jou sê dat as jy atlete oplewer, ons het hierdie jaar het ons nou 3 atlete opgelewer en dit is baie goed en dit is baie reg en dit is reg en ek is baie trots op hulle. Ek vat dit nie van hulle al weg nie. Wat wel vir my 'n hoogtepunt is daai atleet wat nêrens 'n plekkie in die skool 'n ander sportsoort presteer nie, maar atletiek is so 'n sport wat jou wat vir hulle daai plekkie gun. So jy gaan miskien 'n stewige gewigstoot atleet kry of 'n diskusmaatjie wat nie die vinnigste is of die vinnigste op 'n netbalbaan is nie, wat nie vir die A-spanne gekies word nie. So die hoogtepunt vir my is wanneer daai atlete begin presteer en hulle begin soos maar hulle kan goed doen in atletiek ook. Die gewigstootmaatjies, die diskus, die spiesgooi maatjies. Die atlete is natuurlik nie dieselfde nie. So daar's waar hy nie gekies word vir 'n A-span en enige van die ander sporte nie.
hier kry hulle nou 'n geleentheid om goed te presteer. En dan kom ons in die situasie waar jy dan met 8 atlete wat jy glad nie verwag het eers distrik toe sal gaan het, kom en hulle presteer fenomenaal tydens ons kluster en hulle dring weer distrik toe. En so praat 'n man met 'n hart vir kinders. Baie dankie meneer Mario. Sterkte vir jou toekoms as atletiek-organiseerder en by die skool. Ons gesels begin. So gesels meneer Mario Lange. Ek weet van verskeie ander atletiek-organiseerders wat met hom sal saamstem. Op die ou end en veral in 'n laerskool moet die fokus wees om die liefde vir die sport vir die atlete te help kweek en hulle aan te moedig om daarmee aan te gaan, ten minste in die hoërskool, wat nog te sê van verder. Terwille van jong atlete in Suid-Afrika, hoop ek dat Atletiek Suid-Afrika op 'n manier 'n plan sal kan begin beraam om atlete in die land te hou. Dat soveel talentvolle atlete nie na skool stop met atletiek nie, maar dat hulle kan aangaan, want ek bedoel, kom ons wees nou net 'n bietjie eerlik. As ons ander sportsoorte in Suid-Afrika, byvoorbeeld Bafana Bafana van die sokker, die Protea mans en vroue cricketspanne, ons Springbok rugby spanne, beide die mans en die vroue, ons Protea netbalspan, ons hokkiespanne, hulle neem teen die wêreld deel, ons is die beste van die beste, ek bedoel die rugby dat die naweek weer eens bewys. Hoekom dan nie ook meer van ons atlete nie? Akani Simbine, Zenay Geldenhuys, Joanne van Dijk en Wade van Niekerk is tog 'n bewys van dat ons atlete dit wel in die top arenas kan maak en waar 'n wil is 'n weg. So ek hoop regtig waar die toekoms vir atletiek in Suid-Afrika kan 'n bietjie meer moed kry en 'n bietjie optel sodat ons hierdie atlete kan behou en bevorder. En selfs nou, wens ek nog steeds dat ek net 'n bietjie vinniger gehardloop het, al was ek nie so vinnig soos Yvette de Klerk nie, maar ek dink nogal ek sou daarvan gehou het vir bietjie meer spoed. Op daardie noot, 'n vreemde sport, ons vreemde sport vir die week, kom alweer uit Nederland. Hulle fascineer my vreeslik met hulle interessanthede. Hierdie sport se naam is moddersnorkel. Dit beteken om so vinnig as moontlik deur die modder te snorkel. Dis nie iets waarvan ek regtig sal hou nie. Maar tog word hierdie moddersnorkelkampioenskappe sedert 1985 gehou. Om te wen moet jy 55 meter heen en weer deur die modder snorkel. Deelnemers word voorsien van 'n snorkel en vinne en jy mag streng gesproke slegs vinslag gebruik. Vinslag. Swemsla is verbode. Nee, goeie, hou verby. Ek dink koraalriwe met mooi goue vissies klink vir my na 'n beter plan as 'n stol modder. Ons kom nou aan die einde van ons program. Baie dankie aan Natfin, ons borg. Gaan volg gerus Natfin op sosiale media vir al julle finansiële behoeftes. Baie dankie dat julle saam met my kom atletiek doen het. Hardloop voluit, al is dit nie so vinnig nie. Spring hoog en mik ver. Tot 'n volgende keer. Totsiens.